Dag sê liewe geloofsvriende en vriendinne, hartlik welkom by ons erediens vandag. Jy weet, as ons met ons kinders praat, dan leer ons kinders die basiese goed. Ons leer ons kinders asseblief en dankie sê. Ons leer ons kinders as hulle die pad oorsteek om links en regs te kyk voor hulle die pad kruis. Ons leer hulle om saans hulle tandjies te borsel voor hulle gaan slaap. Ons leer ons kinders om hulle gebedjies op te sê voor hulle gaan slaap en voor hulle eet. Dis beginsels, dis waardes, dis die regte goed om te doen. Dit behoort gedoen te word, want dit is hoe dit werk. So 'n teks wat ook so maklik is om te onthou, en so maklik is om te memoriseer, sien ons in Matteus 6 vers 21. Daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dis basies, dis fundamenteel, dis fondasiegoed. Daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So dit is ook woorde wat ons verskriklik maklik kan onthou. Dit is 'n ingesteldheid, amper soos 'n gewoonte, wat 'n mens maklik kan onthou. Dit is 'n lewensreël, want dis hoe dit werk, want dis hoe dit is. So Jesus praat in hierdie teks oor ons dieper waardes, oor dit wat duidelik word in hoe ons leef. Want daar waar ons voetspore gaan, daar waar ons besig is, daar waar ons fokus lê, daar waar ons tyd ingaan, daar waar ons geld spandeer, daar waar ons aardse besittings is, daar waar ons prioriteite is, daar waar ons geïnteresseerd is, daar lê ons skat, ons hart is daar. As dit dan so is dat ons in aardse goed belangstel, dan sal 'n mens se voetspore dit wys. As dit so is dat 'n mens besef, maar as ook hemelse dinge, hemelse waardes, my skat moet eintlik in die hemel wees, dan sal my hart ook daar wees. Dan sal dieselfde gebeur, 'n mens se tydsbenutting, 'n mens se geldbesteding, 'n mens se prioriteite, 'n mens se opvoeding van jou kinders, 'n mens se program sal daarby aanpas en sal duidelik verklap, waar lê jou skat? Want jou hart en jou voetspore gaan daar wees ook. So, Jesus wil glad nie met hierdie teks noodwendig aardse besittings en hemelse besittings kontrasteer nie, want aardse besittings en besig wees met aardsgoed is nie verkeerd nie. Dis net die een is bo kan die ander ene. Hemelse belangstellings, hemelse besittings, 'n hemelse erfenis is net soveel meer werd as aardse besittings, as aardse goed. Dit staan nie noodwendig teenoor mekaar nie. Die een staan net duidelik bo kan die ander ene. So, daar's baie oulike tekste wat dit vir ons sê. Dat vir ons sê dat aardse goed raak vernietig. Hulle raak weg. Hulle kan gesteel raak. Dink byvoorbeeld aan 'n baie mooi teks, 2 Korintiërs 4 vers 18. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, en onsigbare dinge is ewig. Dit is ook 'n verskriklik maklike teks om te onthou. Sigbare dinge is tydelik. Hulle is breekbaar. Hulle is verganklik. Hulle is fragile. So, dit gaan dus oor wat staan bo en wat staan onder, wat staan eerste en wat staan tweede. Dit gaan oor, soos my pa vir my sou gesê het, en soos enige goeie pappa en mamma vir hulle kinders sal sê, prioriteite, prioriteite, prioriteite. Of soos, in die eiendomswêreld sal 'n eiendomsagent vir jou sê, daar's 3 goeders wat 'n eiendom se waarde bepaal. En al 3 is ligging. Ligging, ligging, ligging. Location, location, location. Dit bepaal die plek se waarde. As ek my gewone huis in Rustenburg net so kan vat, en ek kan neersit in Kampsbaai, gaan my gewone huis, weens sy nuwe ligging, 50 miljoen rand werd wees. Nie waar nie. So as ons belê in aardse besittings,
as dit is waar ons prioriteite, ons tyd, ons dagprogram, ons fokus ingaan, waar ons hart lê, dan het ons tydelike eiendomme. Ons het besittings met, weens hulle ligging, is die aarde, beperkte waarde. Maar, as ons skat in die hemel het, gaan die waarde van jou eiendom en van jou location, van jou ligging, deur die dak. So, kan ek dit op 'n spesifieke manier anders sê dalk. Sien maar, ons is nou besig met ons gewone lewe wat ook belangrik is. Ons sê nie dit is sleg nie. Die Bybel sê ook nie dit is sleg nie. Maar ons kom te sterwe. En hier is die graf wat voor my is. Hier is my lewe, hier is die graf. Hier word ek begrawe. As ek aan die kant die graf kom, is daar enig iets van hierdie wat ek daar nog oor het? Kon ek iets saamvat? Iets saam my oor die graf laat spring, of deur die graf laat gaan, en ek het dit nog steeds hierdie kant? Nee, ek het dit nie. Dit is soos iemand wat daar in die hemel kom, en hy het so krywaarvol goudstawe, en die ou daar vra van, nou, wat maak hy met die goudstawe in die hemel? Hy sê, nee, maar ek het met die Here goeie verhouding, het vir hom gesê, ek wil net my kosbaarste besitting saamvat in die hemel in, en het gesê, dis goed so. Hy sê, maar as dit goed so, kan hy maar invat, maar daai goudstawe gebruik ons in hierdie plek vir pavingstene. Maar die feit bly, aan die kant die graf, is daar niks van die aardsbesittings oor nie. Wat is dit, en dis die vraag, dis die punchline. Wat is dit op daardie oomblik, as die ander in die graf kom, die enkele ding wat jy die graagste wil hê? Net een ding. Asseblief net 'n plekkie in die hemel. Asseblief net 'n plekkie in die hemel. Ek wil daai ligging hê. So hoekom is dit nie nou al, in ons nou se lewe, oorweldigend belangrik nie? Hoekom is dit so dat kerke soms leerig is? Dat seker mense se plekke heeltyd leeg staan? Hoekom is dit dat pa en ma en kinders se bywoning van die werk en die skool is 95%, 100% in 'n jaar, maar is 20% by die kerk? Hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees dat ek sê, ek gaan eerder op 'n Sondag in my sportspan speel, as om God se span te speel? Want ek is bang ek gaan my plek in die sportspan verloor, as ek die Sondag in die sport gaan deelneem nie. Maar die risiko is, en die realiteit is, jy kan jou plek in God se span verloor. En daarom sal die kerk altyd oor waardes praat. Altyd praat oor location. Ons sal altyd vir mekaar in die kerk herinner daaraan, ons moet belê in dit wat hou en hou en hou. Wat is die regte ligging in jou lewe? Waar is jy? Daar's baie oulike tekste wat hieroor praat. Ons teks wat ons vandag oor praat, is Matteus 6 vers 21. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Maar hy lê in die konteks van twee ander verse. Kom ons lees hulle 'n bietjie. Daar by vers 19. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes verniel, en diewe inbreek en dit steel nie. Maar maak eerder vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. En dan, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dit is die lewe. Daar's ander tekste wat hierby aansluit, so byvoorbeeld Jakobus 2 vers 26, wat so klink. 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood nie. Soos ook die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. So waaraan glo ons? Wat lê ons die naaste in die hart? Waarvoor mik ons? Wat is ons belangrikste? Wat is ons die hoogste prioriteit in die lewe? Wat moet my kind asseblief doen en weet? Wel, ons moet weet, as ons geloof nie tot dade kom nie, is die geloof outomaties dood.
net soos 'n liggaam wat nie asemhaal nie. Nog 'n teks, Johannes 6 vers 47, sê Christus, wie aan my glo, het die ewige lewe. So geloof en voetspore, geloof en rigting, geloof in die rigting waarin ek loop, geloof in my kompas, geloof in my dade, geloof in my prioriteite, geloof in jou hart, geloof en die ewige lewe loop saam. Geloof en skat in die hemel loop saam. So daarom belangrik om te dink, waar lê my hart? Wat is regtig my skat in die lewe? Ons teks sê, daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Daar waar jou skat is, daar sal jy ook wees. Daar waar jou skat is, daar sal jou location wees. Daar sal mense jou vind. Is dit by God? Of is dit ver van hom af? Ons het ons kinders. Ons is verantwoordelik vir ons kinders, ons kleinkinders, ons vriende en vriendinne, ons familie se siele, se geloofslewens, se prioriteite, die sekerheid daarvan dat hulle skatte in die hemel bymekaar maak. En die vraag is, waar wil ek hê, met byvoorbeeld, as ons oor my kind alleen praat, waar moet my kind van harte wees? Waar wil ek hê, moet my kind sy of haar tyd gee? Hulle dankbaarheid gee? Moet hulle geld spandeer net by die supermark op die straathoek of om die hoek? Of moet hulle ook hulle geld en hulle tyd en hulle energie en hulle lewens spandeer by God se supermark? Koop jou aandele in die hemel. Koop jou aandele by God. Koop jou forex daar. Belê daar. Die return on investment is buitekant hierdie wêreld. Oortref alles in waarde. Is unreal. Dit is ongekend in hierdie wêreld. So jou hart en jou voete beweeg altyd daarna toe. Na dit toe wat vir jou die belangrikste is. Na waar jou skat is. Jou skat, dit wat vir die belangrikste is soos 'n magneet wat jou soontoe trek. Wat is daai skat? Wat is daai magneet? Wat dit vat jou soontoe? Kom ons vra 2 vrae. Wat koester ek in my hart? Wat bewys? Wat is die skat in my hart? Wat bewys waarheen ek mik? Wel, dis dan die vraag. Die tweede vraag. As iemand jou volg, wat gaan daai persoon agterkom? Van jou location. Jou kalender, jou voetspore, jou bankrekening, jou dagdrome, jou vrese. Hulle sal ontdek waar lê jou hart. Waarheen mik jy? Waarna streef jy? Wat is jy vir jou regtig die belangrikste? En dan sal mense sê, maar eintlik is jy net lief vir jouself. Dis maar net me, myself en I. Dit gaan oor my eie gerief, my eie gemak, my eie sukses, my eie erkenning, my eie sekuriteit, my eie gewildheid, oor modes, oor nice to haves, oor my eie image, oor my eie followers, oor my eie likes, wat mense vir my post. Of, as hulle sien jy belê in iets wat ewig is, dan sal hulle sien, jy soek God se teenwoordigheid op. Jy soek God se wil op. Jy soek God se liefde op. Jy soek God se plan op. Jy soek God se seën op. Die Bybel sê nie, aardse skatte is verkeerd nie. Die Bybel sê nie, aardse skatte is sondig nie. Die Bybel sê nie, aardse skatte is vrot nie. Hulle is net gewoon onstabiel. Hulle is net gewoon onbetroubaar. Hulle word vrot. Hulle roes op, hulle breek in stukke, hulle verdwyn en word selfs gesteel. Dit is soos om te bou op sand. Ons leer ons kinders dit ook. As jy jou hart in die goed sit, soos dit wat jy wil hê, dit vir jou gerieflik is, dit vir jou gemaklik is, dit wat alles om jou draai, dit vir jou lekker is, nou
op hierdie aarde, jou gewildheid, jou aanhang, jou geld, jou besittings, jou goeders, jou grade, jou geleerdheid, jou beroep wat jy eendag gaan beoefen, jou geld wat jy in 'n maand maak, jou spaarplanne, as dit die goeders waaroor dit vir jou die lewe is, as jou hart dit is, as dit jou skat is, dan sal jou hart ook daar wees. Dan sal dit wees waaroor jy elke dag praat. As iemand met jou praat, sal jy daaroor praat. Jy sal jou daaroor bekommer. Jy sal oor die goed, sal jy in die nag wakker bly. Dit sal die onderwerp wees waaroor jy met enige iemand praat, wat nie eens wil luister nie. Hemelse skatte daarteenoor is dade van liefde, genade, gehoorsaamheid, toewyding aan God, medemenslikheid. Fokus op God. Wat wil God? God se plan. God se roeping. 'n Verhouding met hom. Teenoor hom wees. Met hom 'n gesprek wees. Sy wil en sy plan vra en soek in my lewe. Hierdie goeders, hierdie waardes, kan nie gesteel word nie. Dit kan nie vrot word nie. Dit kan nie doodgaan nie. As jy jou skatte in God se hand neersit, daar neersit, sal jou hart in God se hand bly. Dan sal jy rustigheid en veiligheid hê. Matteus 6 vers 21 sê, daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hierdie vers, wat Jesus sê, is nie verwerping nie. Dit is uitnodiging. Hierdie vers is nie wegjaag nie, sleg sê nie. Hierdie vers is omarming en innooi. Nou daar waar jy regtig moet belê. Jou lewe, jou tyd, jou energie, jou fokus, jou liefde, jou sekerheid, jou geluk. Jesus wil nie hiermee ons pret kom bederf nie. Hy wil net vir ons pret gee wat vir ewig hou en hou en hou. So kom ons plaas ons hart in iets wat ons nie in die steek laat nie. In iets wat jou veilig hou. Kies wat hou en hou en hou. Kies die regte location. God, sy woord en sy kerk. Amen. Seën vir jou. Ons praat weer, maar kom ons bid eens lekker saam. Here, baie dankie dat ons hierdie wonderlike woord kan lees uit Matteus 6. Dankie dat ons kan lees dat daar waar ons skat is, daar sal ons hart ook wees. Daar sal ons voete ook heen loop. Here, wil U ons skat wees? Wil U ons kosbaarste besitting wees? Wil dit wat U vir ons gee en doen en beloof vir ewig, wil U gee dat dit ons fokus sal wees, dat ons voetspore soontoe sal loop, dat U ons hoogste prioriteit sal wees, dat U heel bo sal staan ons lewens. Dan weet ons veilig, in U hand. Ons hoef nie te vrees nie, ons hoef nie nagte wakker te lê nie, ons hoef nie te bekommer nie, ons hoef nie heeltyd oor die skouer te kyk wat gaan van ons word nie. Ons kan weet, ons is veilig by U, nou en ewig. Amen. Tot ziens.